Het jy geweet dat Jesus vir jou gebid het? Ja, hy het vir my ook gebid. In een van die laaste gesprekke met sy disippels daar in die bokkamer, het hy aan die einde stil geword en saam met hulle gebid. Gebid dat die Vader hom sal verheerlik, en dat hy die 11 disippels, want Judas het reeds uitgegaan, sal bewaar. Maar dan vanaf vers 20, bid hy vir my en vir jou. En ek wil graag dit vir jou lees, want ek dink baie van ons weet nie, dat die Here vir ons gebid het en presies wat het hy vir ons gebid nie. Ons lees daar vanaf vers 20, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en let veral op hierdie laaste woorde, en hulle ook liefhet, net soos u my liefhet. So waarvoor Jesus hier bid, is nie 'n strukturele eenheid nie. Dis nie 'n denominasionele eenheid nie. Dis 'n verhoudingseenheid. Hy bid dat mense wat tot geloof kom, sal verstaan dat hulle in hom een is, en dat hulle ook een met mekaar is. Dit sou ons kon noem opregte eenheid in Christus. Dis 'n verhoudingseenheid, 'n eenheid wat vergestald daarin om mekaar lief te hê. Ons weet dat Jesus vir ons gesê het, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos wat ek vir julle liefhet. En hy het dit vir sy disippels gesê, net nadat hy hulle voete gewas het. Want hy wou hê dat hulle moet verstaan, die maatstaf van hoe ons teenoor mekaar optree, is nou nie meer hoe ons self dink of voel daaroor nie, maar is om te kyk na hoe hy ons liefhet, en hoe die Vader ons liefhet. Nou waaroor dit ten diepste hier gaan, is dat Moeder Teresa het in haar leeftyd gesê, die grootste vorm van armoede in die ganse wêreld is eensaamheid. Dit is daardie gevoel van ek pas nie in nie, niemand gee om nie, ek is nie geliefd nie, niemand stel belang nie. Die ergste is dat 'n mens selfs eensaam kan voel tussen 'n klomp mense. En dit is juis wat Jesus op sy hart het, en sê, Vader, ek wil nie hê dit moet so wees nie. Ek wil hê dat die wat tot geloof kom, moet verstaan dat hulle baie spesiaal is. Dat hulle in my is in die eerste plek, en dat ek en u as Vader hulle liefhet. Hy sê dit hierso, dat hulle sal verstaan dat u hulle liefhet. So hierdie eenheid waarvan Jesus praat, is 'n eenheid wat vir jou en vir my kom vashou. Maar ons gaan dit mis as ons nie verstaan dat hy wil hê dat hierdie eenheid deur ons na mekaar moet vloei. Ek en jy word die hande en die voete van Jesus, die arms waarmee ons iemand vashou, die mond waarmee ons iemand bemoedig en troos. Dink maar self wat Jesus gesê het in Matteus 25, dat daardie dag as hy terugkom, sal almal voor hom in 2 gedeel word, en hy sal dan sê, ek was honger, julle het vir my iets gegee om te eet, ek was dors, julle het vir my iets gegee om te drink, ek was siek, julle het my kom besoek, ek was in die tronk, julle het my kom bemoedig, en so kan ek aangaan. Want jy sien, hierdie eenheid waarvoor Jesus bid, is nie soos wat ons baie keer dink in die kerk, 'n eenheid wat deur vergaderinge vergestald nie, wat deur strukture vergestald nie. Dit is 'n eenheid in Christus, ongeag hoeveel denominasies daar oor die totale wêreld van Christus is. Hierdie eenheid is in Jesus. En waar hierdie eenheid sigbaar word,
is waar mense verstaan dat God die Vader het hom gestuur om vir ons te help, om in hierdie wêreld nooit weer eensaam, alleen en verlore te wees nie. As 'n mens dink in 'n puzzlebox, ek wil dit probeer verduidelik so, daardie klomp stukke op sigself bymekaar in die boks, dit beteken nie dat daar 'n eenheid is nie. Dis eers as daardie legkaart gebou is op die tafel en elke stukkie sy plek gevind het, waar hy inpas op sy eie unieke manier, want elke stukkie is uniek, net so is ons ook uniek, kinders van God, maar in Christus skakel ons in mekaar in 'n harmonieuse eenheid, wat die heerlikheid, die teenwoordigheid van God vergestaalt. En dis die eenheid wat Jesus hiervoor bid. Hy bid nie dat ons versorg sal wees nie, want hy het geweet dat die Vader sal vir ons sorg. Hy bid nie dat ons krag sal ontvang nie, want hy het geweet die Heilige Gees gaan vir ons die krag gee. Maar wat hy bid is, en sy bekommernis is, dat ons gaan toelaat dat eensaamheid mense gaan onderkry. En dat ons nie gaan omsien na mekaar nie mekaar gaan vashou en gaan verseker daarvan dat ons in Christus een is nie. Hy sê verder daarvan in vers 24, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U aan my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle wat hier is, weet dat U my gestuur het, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit ook verder bekend maak, sodat, en luister na hierdie laaste sin, die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Dit is die mooi, die wonderlike, die vertroostende, wat Jesus voorgebid het vir almal van ons. So as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy alleen in die nag rondrol, dink daaraan dat Jesus het vir jou gebid. Jy is nie alleen nie. Jy is geliefd. En glo my, hy sal iemand rondom jou kry, om jou vas te hou. Hy sal iemand rondom jou kry, om jou te bemoedig. Want dit is hoe sy koninkryk op aarde kom. Dit is hoe sy wil in die hemel geskied, net soos op die aarde. Mag jy nooit in jou lewe eensaam wees nie. Vir die van julle wat in die noorde van Perth is, julle is baie welkom ons eredienste op Sondagoggende 9:30 hier by te woon. Die adres verskyn op die video later. En dan alles wat mooi is vir jou. Tot ons weer gesels. Totsiens.